Goeiedag aan almal, ons is by sessie 34 en dan by Sondag 17 en dan is ons by vraag en antwoord 45. En die vraag is, watter nut het die opstanding van Christus vir ons? En dan kom die antwoord, ten eerste het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. Ten tweede word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. En ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Ja, Skalk, opstanding van Christus. Weet jy, ek dink wat die Christendom betref is ons by die belangrikste punt nou. Die kruis kry alleen betekenis vanuit die opstanding. Kyk, as Jezus gesterf het aan die kruis, maar nie opgestaan het uit die dood nie, was dit 'n historiese gebeurtenis, punt. Dan het ons nie geweet dat ons skuld betaal is nie, dan het niks verander in die wêreld nie, maar die opstanding het alles kom verander. Vanuit die opstanding het die vroeë kerk teruggekyk na die lewe van Jezus en gesê, o, dis wat dit beteken. Maar die opstanding help ons om regtig te verstaan dat Jezus seun van God is, om regtig te verstaan dat hy die skepper van die nuwe hemel en die nuwe aarde is, want dis wat daar gebeur. As Maria die oggend by die as sy die oggend by die graf kom, sê Johannes, dis nog nag. Kyk, wat ons moet onthou van die skrywe van die Bybel, is dat papierusrol en perkamente en goed het beperkt, jy kon nie onbepaald, jy kon nie die soort dik boeke maak wat ons vandag het nie. Jy kan net 'n SMS skryf. Jy moet kort skryf en jy moet jou woorde goed kies. En Johannes sê dit ook later in sy evangelie, hy sê, as hy nou regtig alles moes vertel, jy weet, dan sou al die boeke in die wêreld dit nie bevat nie, dit is 'n bietjie van 'n oordrywing, maar ons verstaan wat hy wil bedoel, So hy kies nie onnodige woorde nie, soos hy sê, dat Nicodemus in die nag na Jezus toe kom, wil hy vir ons aandag vestig op die nag. As Judas uitgaan om Jezus te gaan verraai en Johannes sê, dit was nag, dan is dit nie sommer net 'n tydsaanduiding nie. Daar is hy wil ons aandag vra vir die donkerte van ons sondige wêreld, waarin 'n Nicodemus, wat 'n geleerde man is, nie kan sien wie Jezus is nie. Hy wil ons aandag vra vir 'n donker wêreld waarin 'n vriend van Jezus hom verraai. En dan kom Maria en dan is dit nog nag as sy na die graf toe gaan. So hier sit 'n diepe betekenis daarin. En dan word Jezus, dan kom sy by 'n leë graf uit. En hier het iets niets gebeur. En Johannes wil sê, hier het die nuwe skepping van God in hierdie wêreld het hier plaasgevind. Hy vestig in die kruis reeds subtiel ons aandag daarop, dat die ou skepping afgehandel is, want hy sê, Jezus het gesê, dis volbring. En as Jezus sê, dis volbring, dan gebruik hy dieselfde Griekse woord, wat in die Griekse vertaling van die Ou Testament, en almal het die Griekse vertaling van die Ou Testament daai tyd gelees, feitelik niemand het hom in Hebreëus gelees, die Ou Testament nie. Dan gebruik hy dieselfde woord wat God gesê het, toe God, wat in Genesis 2, waar God gesê het, wat daar staan, en toe het God die skepping voltooi. Daai voltooiing en daai dis volbring van Jezus is dieselfde woord. So Jezus gebruik doelbewus 'n woord uit die Ou Testament van God wat die ou skepping voltooi. En hy voltooi die nuwe skepping. En op die 7de dag, die Sabbatdag, rus hy in die graf soos God op die 7de dag na die skepping gerus het. So hier is iets heeltemal nuut aan die gebeur. En dis iets wat nog nooit van tevore gebeur het. Want hy waarsku hulle voor die tyd. Hy praat met hulle daaroor. Ja. Maar hulle het nog die verwagting, as jy na die Emmausgangers kyk, hulle amper die verwagting dat op nommer 99 van sy sterwe aan 'n kruis
God gaan ingryp en dan vir Herodes gaan pak gee en die wêreld, alles gaan omdraai. So, en ook by die graf kom sê, moenie bang wees nie. So, hulle eerste reaksies is hartseer en dan vrees. En so, dit is 'n nuwe ding, hulle het dit nie op die manier verwag nie. Hulle het verwag, daar gaan nog iets op die nippertjie gebeur wat iets groot gaan verander en nou gebeur hierdie geheimsinnige ding. Hulle het verwag daar gaan iets dis kan die graf gebeur. Ja. En hierdie gebeurtenis is iets unieks in die hele geskiedenis van die mensdom. Dis iets wat nog nooit van tevore gebeur het nie. En die betekenis daarvan is geweldig. Kyk, Jesus het wel vir 'n Lazarus uit die dood opgewek en die weduwee van Nain se seun en die jy weet en die dogtertjie van Jairus, maar hulle gaan almal weer dood. Maar hierdie sterwe van Jesus en opwekking van Jesus maak hy die dood. Ja. Hy sê die dood verloor nou sy finale angel. Die dood is nie meer wat hy was nie. Die interessante ding is dat Paulus iewers skrywe, dan onderskei hy tussen Jesus wat gesterf het en die gelowiges, ek dink dis in Thessalonisense, wat ontslaap het. Ja, ek dink dis in Thessalonisense. Daar is 'n verskil. Hy gebruik een versie gebruik hy. Jesus wat gesterf het en opgestaan het, en die wat in Jesus ontslaap het. Ons dood, omdat Jesus opgewek het, is nie meer dood nie. Ja. Dis ontslaping. Dis om aan die slaap wakker te word. Ja, een van die mooiste antwoorde. Ons ou buurman toe ek student was daar op Stellenbosch, my pa het ook daar gewoon. Hy kry toe kanker en hy vra toe vir wyle oom Jan Hanekom. Ek weet nie of jy vir ou Dominee Jan Hanekom geken het. Mens, wat 'n wonderbare Christenmens was hierdie ou oom Jan. Mens, ek kan nie met genoeg lof oor oom Jan praat nie. Oom Jan, en die oom vra toe vir oom Jan. Hy sê, Dominee, nou, hoe is dit om dood te gaan? En oom Jan sê vir hom, hy sê, weet jy, toe jy kind was, en jou ouers gaan kuier het by mense. Hy sê, en julle was kleintjies, het julle aan die slaap geraak, daar by die mense. Hy sê, en toe het jou pa gekom, en hy het jou opgetel, en jou in die kar gesit, en jou huis toe gevat, en toe jy jou oë oopmaak, is jy in jou eie bed. Ja, wat 'n mooi... Is dit nie 'n mooi prentjie nie? Ja. En dit was vir my, ek het gesê, toe die oom dit vir my vertel, dat oom Jan dit vir hom gesê het, en ek sê, wauw, ek bedoel, en daar's iets van waar, ons ontslaap, soos 'n kindjie wat aan die slaap raak, en ons word wakker, in die huis van die Here. En so die dood is oorwin, die dood is finaal verslaan, die angel is uit sy stert getrek, hy is soos 'n leeu wat nog na ons hap, maar sy tande is uitgetrek, en sy naels is geknip, en ons skrik nog 'n bietjie vir hom, maar ons hoef nie vir hom meer te vrees nie, moenie vrees nie. Ja. So, hier is hierdie nuutheid. Nou, dis die een betekenis, wat die doop, wat die opstanding van die Here Jesus vir ons het. Hy het die dood oorwin, en hy het die geregtigheid, wat hy het hy vir ons verwerp. Hy het ons met ander woorde, in die regte verhouding met God geplaas. Dis wat ons geregtigheid beteken. Geregtigheid beteken nie dat ons alles doen wat reg is nie. Ek wens dit was so, maar dit is nie. Maar hy het wel vir ons dit in die posisie geplaas waar ons in die regte verhouding met God is. So hy het ons verhouding met God kom regmaak. En dan sê die katekismus ten tweede, word ons deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. Ek is straat vir iemand, ek is straat in gesprek met iemand. Toe sê ek vir haar, weet jy, die punt is, dat ons is die heeltyd besig om die gebed van die tollenaar te verander, na, wees my arme sondaar genadig. Daar staan nie, wees my arme sondaar genadig, daar staan, wees my, die sondaar.
genadig. Here, ek is 'n sondaar, wees my genadig. Maar hierdie arme sondaar mentaliteit maak dat ons dink ons kan nie oorwinning behaal oor die swakhede in ons nie. En die feit is dat die krag wat Jesus uit die dood laat opstaan het, is nou die krag wat aan ons geskenk is. Ja. Dus daar is vir ons oorwinnings moontlik. Nie 'n volledige, dis kom ek net gesê het, ek wens dit was so, maar daar's nog steeds iets van die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, en die kwade wat ek nie wil nie. Maar weet wat gebeur? Daar is nou 'n goeie wat ek wil doen. Ja. Daar is nou Ja, want ons praat in die verlede tyd, as ons praat wat gelei het, wat gesterf het en opgestaan het uit die dood. Ja. En dan is dit so half as ons vir iets wag wat om nog te gebeur. Hy moet nog terugkom, maar intussen tyd verstaan ons nie hoe sterk werk die krag van die opstanding. Ons leef nou uit die krag van die opstanding. Daarom mag ek in die oggend vir die liewe Here sê, ag Here, help my om vandag my haastige natuur in toom te hou. Liewe Heer, deur u krag, help my om hierdie wraakgierigheid teenoor die persoon wat my soveel kwaad gedoen het, om dit te oorkom. Help my om lief te hê. Daarom mag ek vir myself sê, wie jy, die genade van die Here het my al verander. Ek is nie meer presies dieselfde mens wat ek was nie. Daar's mense wat sê, dis 'n gevaarlike ding, want dan begin ons op onsself roem en ons let nie meer op die krag van die Here Jesus nie, en dit is 'n gevaarlike ding. Maar daar is ook iets in my wat ek kan raak sien om te sê, die tekens dat die Heilige Gees met my besig is, kan ek wel in my lewe bespeer. Ja. Die teken dat die opwekking van die Here Jesus in my 'n verandering kom bring het, kan ek wel in my lewe bespeer. En dan so dis die tweede ding wat die katekismus vir my hieroor sê, is die oorwinning wat ek nou in my lewe kan behaal. En dan die derde ding wat die katekismus sê, is dis 'n betroubare waarborg van my eie opstanding. As ons later oor ek dink ons gaan met die volgende een gaan ons praat oor die opgevaar na die hemel. Daar is wonderlike goed daarin. Maar dan sê daai antwoord, ons vlees is reeds in die hemel. Daar is 'n wonderbare ding. Almal dink oor ons siel word gered. Nee, ons word gered. Ja. Jesus se opstanding sê, dis nie my siel wat gered word nie. Ek word gered. Ek met hierdie vingers, hierdie hande, hierdie neus, hierdie kaalkop, hopelik met hare vorentoe, maar ek word gered. En dis wat die opstanding van Jesus vir ons sê. Maar as ons oor die hemelvaart praat, dan praat ons verder. So kom ons kyk 'n bietjie net na die besprekingsvraag. Dink 'n bietjie oor die volgende en gesels met iemand daaroor. Christus se opstanding uit die dood maak dit vir ons moontlik om elke dag meer en meer 'n mens van God se nuwe skepping te wees. En dan vir volgende week, dink oor die volgende bietjie. Was jy al bly oor Jesus se hemelvaart?